Vader, baie dankie. Dit is ons gebed, Here. Dis die lied van ons hart, dat ons sal gereed wees as Jesus kom, Here, maar ook wanneer die lewe gebeur daar buite. Wanneer ons met mense in aanraking kom, wanneer mense in ons teenwoordigheid kom, wanneer ons in mense se teenwoordigheid kom, Here, wil ons gereed wees. Soos wat Paulus sê in Timoteus, jy moet altyd gereed wees met 'n woord, tydig en ontydig, in season, out of season. Here, dankie vir u woord wat lewe en vir ons hierdie toerusting gee deur die Heilige Gees, Here, om altyd gereed te wees met 'n antwoord uit u woord. Ons eer u daarvoor, ons dank u daarvoor om vanmôre, Here, as ons hier gaan by mekaar kom en bietjie gesels oor die seisoene van ons lewens, dan wil ek vra vanmôre, Vader, kom u deur u woord en kom bevestig vir ons, kom voed ons, Here, kom tel ons op. Ons eer u, ons dank u in Jesus se naam. Almal sê saam? Amen, amen. Baie dankie. Jy kan gerus sit. Ek het 'n bietjie van 'n krapperigheid. Goeiemôre aanlyn die wêreld daar buite. Ek het so 'n bietjie van 'n krapperigheid. Dit is nou wetenskaplik bewys dat as ek op 'n Vrydag houtwerk doen, dan bou ek 'n kuggie van die stoffies. Dis Augustus, julle, ek het dit nou vir die gemeente gesê, julle aanlyners, net baie vinnig, waar kom ons aan hierdie goeters? Is besig met die reeks, die visie maak sy mond oop en toe. Die hele wêreld is daar buite besig om vir ons goed te vertel, en goed te verduidelik en te wat. En Augustus maand is 'n maand van onlekkerte. Ek hou nie van die woord depressie nie, maar dit is 'n feit, dit is 'n realiteit. Die wind waai, die wind het gister in Jeffreys Bay gewaai. Die hele Augustus maand se wind in een dag. Dit was nogal kwaai. Maar dit was oulik. Ek het 'n stukkie boom gesny hier agter, ek hoef nie die blare op te tel nie, hulle gaan self weg. Dit was oulik geweest, maar Augustus maand is 'n moeilike maand. Ons is 8 maande in die jaar in. Ons praat van 'n swangerskap van 'n vrou, dan is dit op die einde die nuwe lewe kom, maar dis nou die moeilikste. Dit is nou daai uitdaging. En dan kom ons op 'n punt waar ons sê, maar ek is moeg. En dan wat sê die wêreld van ek is moeg? En wat sê die woord van die Here as jy moeg raak? Dis waaroor ek wil praat. So, die spruite is op pad, daar gaan jy. Boeta, gaan net daai kant verby, ja, daar sal ek jy nie hierdie klomp kabels plat trap nie, dankie seun daaroor. In watter dimensie word mense moeg? Ek en jy. Ons het baie dimensies, daar's al die dimensies, en ek het hierdie ding nou al mooi uitgewerk, dat daar is 7 dimensies, sodat die mensies kan weet in watter dimensie die ander mensie nodig het, om hierdie mensie om hom te bedien binne in die dimensies van menswees. So, daar is 7 dimensies, maar hier's nou nogal 'n paar hier wat ek bygelas het, en dis onderafdelings van onderafdelings, maar ek en jy word moeg, tot ons moeg is, fisies. Fisies, het jy al 'n rugby game gespeel, soos gistermiddag? Wen of verloor, liewe hemel, jy's moeg. Jy kan nie een voet voor die ander een sit nie, jy's moeg. As jy so vaak word, as jy ry van hier af, waarheen jy nou ook al gaan, en jy ry deur die nag, jy kry so tunnelvisie. Die wêreld gaan so weer verby. Jy's moeg, jy's fisies moeg, jy het nie die krag. Daar was 'n tyd wat ons kleintyd op die plaas gewerk het. Dan doen jy goed en jy kan aanhou, Maar dan word ek moeg, en sê my pa altyd, Boetie, jy doen net een ding vinnig en dis moeg word. Sê ek, ja pa, dankie pa. Ek is nou moeg, ek kan nie bybly nie. Is jy moeg? Fisies. Jou lyf is seer. Okay, net ek. Emosioneel. Ek is emosioneel moeg. Jy worry die hele tyd. Daar's die hele tyd net daai deurbraak kom nie. Dis net, jy's emosioneel net moeg. En dan kom jy nou op 'n oggend soos vanoggend, het jy nou daar in jou verslaapheid net een oog gemake-up en gewat.
Dan kom mense by die kerk en sê vir jou, is jy alright, jy lyk vir my moeg. Ek het net nie my painting klaar gemaak nie, maar ons is emosioneel moeg. Jy geïrriteerd, jy is nie lekker nie. Sosiaal moeg. Wanneer laas was jy sosiaal moeg? Ek hoor hier, ek gaan nou nie oogkontak maak nie, maar ek hoor hier mense wat sê, ek gaan vandag net bietjie by die huis bly. Julle is 'n klomp party animals, julle maak my moeg. Ek gaan net so bietjie by die huis bly. Ons het toe ons in Botswana was, 'n wonderlike ding daar beleef. Ek dra nie 'n oorlosie nie. In Afrika sê hulle, niemand dra oorlosies nie, maar almal het tyd. Hier by ons dra almal oorlosies en niemand het tyd nie. Ons is altyd so. Maar toe moes ons aanleer, toe ons van daar afkom, so 1 keer in 3-6 maande, dan nooi mense ons kom kuier by die gemeente, kom kuier by my, kom, Jesus, ons kuier, laat die rook draai, want dis al wat ons het om te doen daarbo, ons kuier. Ons sit onder die boom en ons maak vuur en ons praat. En ons moes op 'n stadium vir mekaar sê, hoorie, as ons gaan kuier, 2 ure, don't overstay your welcome. Maar het jy al sosiaal moeg geword? Waar jy gesê het, hoorie, stop net die bus, ek wil net afklim, ek wil net, stop net, okay. Intellektueel. Heel intellektueel moeg geword, dis iets wat my baie gebeur nie. Ek was nooit 'n goeie student nie, ek het nooit myself tot 2 uur in die nag sit en studeer nie. Maar ons het dit al hier gehad in die gemeente, waar mense sê, hoorie, ek gaan intentioneel net 'n bietjie ek lees te veel, ek lees te wyd, my harddrive begin so maak. Dit wat ek in my hart dink en dit wat ek in my oë sien, kom nie meer by mekaar uit hierdie. Daar's net te veel inligting, daar's net te veel goed wat gebeur rondom jou. Word jy intellektueel moeg? Jou werkdimensie. Word jy moeg vir jou werk? En ek praat nie moeg van werk nie, ek praat moeg vir werk. Wie is hierdie baas vir my? Wanneer gaan dit ooit eindig? Gaan ek nou werk en werk en werk totdat ek 65 is? Ja, jy gaan. Jy gaan. Word jy moeg vir jou werk? Word jy moeg vir diensbaarheid? Jy al agtergekom, mense wat niks doen, doen gewoonlik niks. Mense wat iets doen, doen gewoonlik alles. Die oomblik as iemand sien, jy het 'n bietjie energie en jy het kundigheid, net so, dan gebruik ons vir jou en ons misbruik vir jou, aan die kant uit. Kom. En dan kom jy op 'n stadium waar jy sê, maar ek doen hierdie en dis vir my oulik. Onthou nou wat het ons vir mekaar gesê, ons doen nie wat ons doen in diensbaarheid, omdat ons lief is vir mense nie, ons doen dit omdat ons lief is vir die Here. En Jesus het gekom en gesê, het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. Maar terselfdertyd kan ons moeg raak. Kom aan ouens, jy vraatslag daai ou op, moet ek alles doen? Regtig, ek word moeg man, kom aan. Versorging. Versorging is 'n ander ding wat nogal baie naby lê aan liefde en aan diensbaarheid. Maar as jy nou iemand op sleeptou neem en sê, kom ek vat jou saam. Daai openingsliedjie wat ons geluister het van staan op. Daar is mense rondom jou wat sê staan op, ek gaan jou hand vat, ek gaan saamloop. Maar dan sê ons in die industrie, moet net nie toelaat dat iemand 'n ventertrailer word nie, want jy kry vir hom nie weer afgehak nie. Bou vir hom 'n engine in, laat hy kan self ry. Versorging maak jou moeg, ouens. Ek kan wragtig nie elke oggend, as ek vir jou vra, hoe gaan dit? Dan vertel jy vir my. En dat niks verander van gister of van verlede week of wat dit. Dan word jy moeg van versorging. En kom aan, julle sit nou vir my en kyk van Koos, lyk my jy het Augustus maand geslaan, jy's nou op jou moegste. Glad nie, ek sê, ek is net reël, ek is net eerlik om te sê, maar liewe hemel, wanneer gaan jy 'n slag opstaan en eienaarskap vat van jou omstandighede? Jy moet omstandighede hê, maar face dit man, kom aan. Jy kan nie die hele tyd iemand moet jou nou 'n jointjie vas, so 'n jointjie. Daar's 'n tyd in 'n seisoen, ons het verlede week daaroor gepraat. Verskoning vir die van julle wat aanlyn gesit en wag het vir die diens. Dit was uit nie gewerk nie. Hier is jy nou, ons hoop hierdie een werk. En word jy moeg vir bediening?
word jy moeg vir bediening. Dit is my interessant, ek praat baie met baie predikante, pastore oralster. Dan sal die ouens sê, maar ek hou oggenddiens en 'n aanddiens en ek moet 2 keer preek op 'n Sondag. Jesus, ek is moeg, julle. Maak my baie moeg. Om 'n diens te lei is 'n reuse verantwoordelikheid voor die Here en voor mense. Maar dankie Here, ek het op 'n punt gekom waar ek geleer het en besef het dat ek hoef nie God te help nie. Ek hoef nie God te laat goed lyk nie. Dis deur sy gees wat ek net die instrument is. So maak dit my moeg om hier te staan, nee. Ek kan die hele dag hier staan en praat, ek sal jou moeg maak. Dit maak my nie moeg nie. En is ek nou so super spiritual en wat? Nee. Maar mense raak moeg van die bediening. En ons gaan nou daarby uitkom, hoekom word ons moeg in al hierdie dimensies? Wanneer ons sê, mensies, julle maak my dimensies baie moeg, dat ek nie die ander mensies in hulle dimensies kan bedien. Julle maak my moeg. Julle maakies my naartjies, nee. Kom ons gaan drink 'n teetjie. Kom ons kyk gou na mense wat moeg word in die Bybel. Elia. Elia is the man. The man of power for the hour. Onthou julle? Hy het die Baal-profete daar by mekaar gemaak en vir hulle gesê, "Alright, kom ons maak hierdie ding, want kom ons bring 'n offer. Bring water, nie petrol en parafin nie, bring water en gooi daai ding vol." Kom ons. Elia was daar. Ek meen, daai ou het op 'n stadium vat hy sy rokspante by mekaar en hardloop vir 'n perd weg. Jy dit oorvertel. Maar Elia word moeg. Ons lees dit, Elia 19, nee, 1 Konings 19, vers 3. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het 'n dagreis verder die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg. Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders. Toe gaan lê hy en daar onder die besembos aan die slaap geraak. Daar kom 'n tyd dat selfs die ou wat voorloop, selfs die ou wat wonderwerke teweegbring, wat God gebruik om klomp dinge, hy word moeg. Jy mag moeg word, dis reg. Jy mag. Jy mag sien hoe ander mense moeg word en nou moet ek en jy net nie 'n visie raak nie. Ag, come on man. When the going gets tough, the tough gets going. Jy ken daai een. Ander ou het gesê, when the going gets tough, the tough go shopping. Dis wat die wêreld vir ons sê. Wat sê jy gemoeg word dryf van jou man? Staan op. Moses het moeg geword, julle. Hy word in beheer van die land en hy raak die voorloper. En in Eksodus 18 vers 17 kom Moses se skoonpa by hom en hy sê vir hom, Moses se skoonpa sê vir hom, jy maak nie reg nie. Jy en al hierdie mense by jou sal totaal uitgeput raak. Julle, ek en jy moet onderskei wat God op jou tafel sit en wat die wêreld op jou tafel sit. Waarmee hou jy jou besig? Die werk is te veel vir jou, jy kan dit nie alleen behartig nie. Luister nou na my raad en mag God jou bystaan. Jy moet die volk se verteenwoordiger by God wees en alle sake voor hom bring. Druk die volk die voorskrifte en wette op die hart, leer hulle die pad wat hulle moet loop en wat hulle moet doen. Paulus hanteer en herhaal hierdie ding in 2 Timoteus 2 vers 2 en hy sê, gaan en vind, hy praat met Timoteus, Paulus sê vir Timoteus, gaan en vind betroubare jong manne en leer hulle wat ek jou geleer het, sodat hulle ander kan gaan leer. Ek en jy kan nie alles doen en ons gaan moeg word. Jy gaan net eenvoudig kapot. Sy skoonpa sê, kom aan, stel vir jou regering saam, stel ministers aan, stel uitvoerende direkteure aan, doen net goeders, moenie alles probeer alleen doen nie. David, man na God se hart. David word moeg, julle 1 Samuel 30. Daarop het David weggetrek uit met die 600 man wat by hom was. En toe hulle by die spruit Besor kom, het die ooriges agtergebly. David het agtervolg uit met 400 man, terwyl 200 man agtergebly het,
wat te moeg was om die spruit Besor deur te trek. Ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek en jy moet af en toe net 'n bietjie sit en net 'n bietjie krag te bou vir wanneer Jesus kom. Ek en jy kan nie hardloop nie. Ons ken daai storie van die twee ouens wat gaan boskap met twee byle. Elke oggend dan vlieg hierdie een ou op met sy byle en hy laat waai. En in die eerste 2 dae toe sy 1 kilometer voor die ander ou. Hy slaan bome laat die rook draai. Hierdie ander ou elke môre maak hy sy bil skerp, sit rustig, drink 'n koppie koffie, dan gaan kap hy sy bome. En na 'n maand, toe die baas kom en die oes kom bymekaar maak, dus hierdie ou wat stil sit en sy bil skerp maak, toe's hy 2 kilometer voor, toe die ander ou moeg geword. Ek en jy moet stop en ons byle skerp maak. Julle, ons kan nie alles doen nie. 2 Samuel 16. En moeg het die koning, dis Dawid, en al die mense wat by hom was, by die Jordaan aangekom en daar asem geskep. Net nou was hulle by die Besor rivier, nou is hulle by die Jordaan rivier en daar is hulle weer moeg. Psalm 6. Hoor wat sê Dawid, hy sê, ek is moeg van my gesig. Elke nag laat ek my bed swem, ek weer deurweek my bed met my trane. Klink dit vir jou of hy emosioneel moeg is? Klink dit vir jou of hierdie ou gekrek het? Klink dit vir jou of hy 'n ineenstorting beleef het? Hy deurweek sy bed met sy trane. Ja, maar Koos, dis net mense, jy weet, dis maar so. Jesus self. Wat het Jesus vir ons gemodelleer? Markus 6. Hy sê vir hulle, dis Jesus, kom julle self in die eensaamheid na 'n verlate plek en rus 'n bietjie. Want daar was baie wat kom en gaan en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie. Jy het al agtergekom? Ek is nogal so baie keer, ek hou baie van eet, baie. Ek doen, weet jy, so van water drink nie. Maar as ek hier in die gat hier langs aan inkruip en begin houtwerk doen en wat? Ek vergeet van eet. Ilana sê, hoorie maar kom eet. Sê, nee, no, alright. En dan val nou jou bloedsuiker, nee. En dan kry jy krampe in jou bene en al daai nommers. Jesus sê julle, kom ons gaan net 'n bietjie na 'n plek van stilte toe. Kom ons gaan rus net 'n bietjie, dat ons kan eet. Matteus 8. Ken die storie, Jesus en die disippels op die see. Uiteindelik kom Jesus by die boot, hy en sy getrouste volgelinge klim toe in, vaar na die ander kant op pad oorkant toe, daar skielik 'n verskriklike storm op die meer losgebars. Die golwe was so hoog dat die mense eers met die boot behoorlik kon sien nie. Tog het Jesus gelê en slaap. Hy het mos die vorige nag deurgewerk. Jesus het moeg geword. So, okay, ek en jy en al die mense in die Bybel kan en mag moeg word in enige van hierdie dimensies. Jy's 'n mens, jy is God se verteenwoordiger, maar jy's nie God nie. Kom ek en jy, kom net tot 'n standstill en ons hoor, hoe werk die ding vorentoe nou? Kom ons begin by die visies. Wat sê die visies? Wat sê die wêreld vir ek en jy, as ons so moeg word? Ag, ons probeer weer. Die rugby afrigter, so nee, dis nou terug na die tekenbord toe. Ja. En dit is so. Ons probeer weer. Die wêreld sê, man, come on, moenie net opgee nie. As jy moeg is, leer om te rus, moenie opgee nie. Moenie opgee nie. Wat gebeur in jou en my lewe as ons besig is om rugby te speel terwyl jy eintlik 'n uitstekende cricketspeler is? En mense hou aan vir jou sê, maar moenie moeg word nie, man, hou net 'n bietjie aan, hou net 'n bietjie aan. Hoekom speel die afrigters 3 verskillende ouens in posisies? Hoekom word daai selfe ou in 3 posisies gespeel, dan word jy nou 'n hybrid speler en 'n wat? Moenie moeg word nie, sê die wêreld. Maar moenie ophou probeer nie. Die wêreld sê vir ons, 'n konstante gejaag sonder 'n doel tot geestelike en liggaamlike bankrotskap, 'n konstante gejaag lei
tot geestelike en liggaamlike bankrotskap. Jy al agtergekom in Spreuke sê die wyse Salomo vir ons, net 'n mal mens hardloop as niks omjaag nie. Hierdie gedrawery op die strand en wat. Daai is oulik, mooi. Maar in die lewe, waarheen hardloop jy? Die wêreld sê, nee man, kom ons gaan draf môreoggend, no problem, ek is so moeg, ek wil doodgaan, ek kry nie my kop van die kussing af nie, ek deurweek my bed met trane, ek is moeg, so kom ons gaan draf, jy sê beter voel. Jy verstaan nie ou, ek is moeg, die wêreld sê, nee man, come on, let's go. Die wêreld sê vir jou, maar laai net jou batterye. Want jou krag kom ons uit jouself uit, jy het mos 'n battery daar binne. Jy moet net 'n slag stop en inplug. By wie? By wat? Daar by die kragpunt? Nee. Ek sê jy moet 'n slag by die Here uitkom. Dis waar jou battery lê. Nee man, charge vitamiene. Wat is daai goede? Almal. A, B, C, D, E, aan die ander kant uit. Kry jou vitamiene. Kom, laat ons gaan. Die wêreld sê ja, maar jy moet daarom weet. Jy moet grense stel. Jy moet laat mense so oor jou loop nie. Jy moet nie laat mense so, jy moet daarom ook. Nou wil ek vir jou vra vanmôre, nood en dood ken nie tyd nie. As jy jou maatjie bel wat langs jou sit, jou predikant, jou pastoor aanlyn daar waar jy is, iemand bel en sê, hoorie, hier is moeilikheid, kom. Wanneer ek het grense gestel. Ek antwoord net my foon na 8. Nee, voor 8. Of na 8 in die oggend. Okay. Beplan jou tyd beter, sodat jy minder stres. Ek gaan my tyd beplan, ek gaan jou sê hoe gaan dit werk. Ek gaan van nou af, net 5 minute per dag stres oor daai ding. Die res van die tyd gaan ek leef in ontkenning, dan is hy nou verby. Want ek moet my tyd beter beplan. Jy sit die hele dag met die Bybel in jou hand, plek staan jy op en spandeer jou tyd beter. Ja? Julle, hoor wat sê ons vir onsself? Dis simpel voorbeelde, dit is simpel goetertjies, maar dis goed wat ek koos beleef die hele dag. As ek net dit, as ek net so, ja. Kom ons hoor wat sê die woord. Kom ons kom uit by God se woord. Wat moet ek en jy doen wanneer ons in Augustus maand kom en sê, Here, ek is moeg. Afverder, ek is moeg. Galasiërs 6. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Hoekom gebruik Paulus daai voorbeeld van die oes insamel? Ons moet nie moeg word om goed te doen nie. Dink jy vir 'n boer, want hy praat met boere, né? Want hy praat van 'n oes. Dink jy vir 'n boer om te ploeg is goed? Ek dink so. Hulle het nou deesdae nou tilling, nou wat al daai goed, dis oulik, maar moet jy die grond voorberei? Ja. Moet jy kunsmis gooi? Ja. Moet jy onkruiddoder gooi? Ja. Moet jy skoffel? Ja. Nou as jy kom by skoffel, dan kom 'n ander ou en sê, okay, kom ons ploeg. Nee man, maar ek het al klaar geplant. Nee, maar jy moet ploeg, jy moet nie ophou om goed te doen nie. Dis goed op die grond te ploeg, jy moet ploeg. Jy sien ons gaan terug na dit wat verby is. Wat Paulus daar sê, doen wat goed is op die tyd in God se orde. Jy kan nie die heeltyd die vrugtebome snoei, jy gaan nooit vrugte kry nie. Jy moet hom toelaat, as jy die saad in die grond insit, moenie ophou om die goeie goed te doen nie. Wat is die goeie goed? Versorg hom. Kyk vir hom, spuit hom, help hom, maak hom toe met 'n net as die wind waai. Wat, moenie ophou om goed te doen nie, maar dit beteken nie, gaan terug na dit wat jy reeds gedoen het nie. Ja, maar jy weet, ek is in die vyfvoudige bediening, is ek net die apostel, ek doen net nuwe goeders, regtig? Ek dink nie dit was ooit God se bedoeling gewees nie.
Want hy sê, baie keer as jy 'n evangelis, raas so 'n bietjie in die ouens se ore. Baie keer as jy herder wat 'n trouring dra, kom ons gaan versorg die mense. As jy dan nou regtig 'n apostel wil wees, gaan doen nuwe goed, dis great. As jy 'n teacher wil wees op die verhoog, doen dit. As jy 'n profeet wil wees wat die vyfvoudige bediening aan mekaar hou, gaan doen dit. Maar hoekom wil jy oor en oor en oor die nuwe goedes doen? Ons raak bederf, want ons is in 'n consumerism mentaliteit. Ek wil dit hê en ek wil dit gou hê en ek wil dit nou hê, dankie. Here, ek het dit nodig en so, Here, kom, laat ons gaan. Ek het ons nou die goeie goed gedoen. Nee, die goeie goed wat Paulus hiervan praat is, doen wat jy doen en op die bestemde tyd sal die oes kom. Jesaja, hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Die wêreld sê, gaan laai jou batterye. Jesus sê, kom nou my toe. Ek gaan jou krag gee, jy gaan nie hier uit jou eie krag uit doen nie. Jy hoef nie hier uit jou eie kundigheid te doen nie, kom net. Matteus 11, Jesus self aan die woord, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal jou rus gee. Ek sal jou rus gee. Jesus sê, as jy dors is, kom. As jy drink van die water van die lewe wat ek vir jou gee, gaan jy nie weer dors word. Mag ons moeg word? Ja. Hoe word ons moeg? Op die wêreldse beginsel of op die Bybelse beginsel? Kom ons maak klaar. Ek is moeg. Koos jy verstaan nie, ek is moeg, okay. Dan wil ek vir jou vra, is jy net moedeloos of is jy uitgeput? Net moedeloos beteken, ek gee op. Kan nie meer nie, wil nie meer nie, ek gee op. Uitgeput beteken, ek het gedoen wat ek kan met dit wat ek het. Dis tyd dat jy aanbeweeg na volgende mens toe. Daar kom 'n tyd en 'n punt waar ons sê, maar ek is moedeloos met jou. Jy het dit al vir jou kinders gesê. Nee, of as jy uitgeput, is jy regtig kapot, is jy fisies leeg. Jy fisies leeg. Tot so mate sodat jy kan nie dink nie. Ons raak moeg dat ons nie kan bid nie. En ons raak moeg tot so mate sodat ons nie meer eers kan verduidelik nie. Jy met iemand gestry, jou huweliksmaat, jou maatjie. Die vrou kom staan so, is nou so kwaad, ek weet nie eers wat wil ek sê. Dan is dit gewoonlik makliker om niks te sê. Gaan kry jou gedagtes by mekaar, dan kom jy weer terug. Maar ek en jy, as ons moeg word, tot so mate sodat mense vir jou sê, maar ek kan nie eers verduidelik, ek is net moeg. Ek is net klaar. Dan kom ons by God se plan, nommer 1, wees eerlik. Stop pretending, julle. Koos, hallo. Ek het my begrafnisliedjie verander. Ek het nog altyd gesê, my begrafnisliedjie, nee, is Freddie Mercury. Oh yes, I'm the great pretender. Pretending that all, doing well. Sien julle vir Koos plannetjies? I'm the great pretender, man. Fake it till you make it. Dis wat die visie sê. Die woord sê, wees eerlik. Die woord sê, God ken jou gedagtes, daar waar jy nou sit, jy daar aanlyn. Daar waar jy nou sit en sê, wie wat ek is so moeg, nee. Daar's baie Afrikaanse beskrywende woorde vir dit. I've had it. Sê vir die Here. Sê vir mekaar. Here, help my, ek is moeg, dis klaar. Rus, staan op en eet. Dis die Koos wat so sê nie, dis die woord wat so sê. Kom tot 'n punt waar jy rus. Hoe werk dit? Kom ons kyk in 1 Konings 19, dis nog steeds Elia. Hy is besig om te hardloop.
Toe gaan lê hy, dis Elia, daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek, wat op 'n warm klippe gebak is, en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet. Anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet. En deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop, tot by Horeb, die berg van God. Jy sien, ek en jy raak moeg. Ons gaan klim in 'n fetusposisie onder die koffietafel in. En dan sê ons nou, wat nou? Dan sê ons, nee, ek vas en bid. Ek is nou geconnect, papa, ek is nou. Dis oulik, vas en bid is Bybels, dis reg. Maar nie wanneer jy moeg is nie. Nie wanneer jy moeg is nie, kom aan ouens, as jy aan 'n bloedsuiker en 'n wat al daai, moenie vir 'n week ophou eet nie. Hoekom jy dit doen? Vas van TV, vas van whatever. Moenie stupid wees nie. Elia kom so pas uit 'n massive oorwinning uit. He is the man of God. En die Here sê vir jy moet eet, ou. Jy moet eet en drink. Jy moet rus, gaan lê daar. En nadat hy geëet en gedrink het, staan hy op en hy loop. Nee, hy slap weer. Die engel kom die tweede keer en sê vir hom, okay, kom ons eet nog 'n bietjie. Julle, ons is baie keer gedring, gejaag, gedryf deur wat, weet ek nie. Ons stop nie en rus in God se teenwoordigheid nie. En ja, van brood alleen sal jy nie leef nie, eet van die woord van die Here. Maar eet brood, julle, kom aan, eet 'n ding. Gaan bak vir jou brood op 'n klip. Laat iemand vir jou brood gaan bak. Ons het Dinsdag by die klein groep gesê, wat gaan jy hierdie week doen om iemand te bedien in liefde? 'n Onverwagste blessing. Man, vat vir hom 'n pizza. Vat vir hom 'n hamburger. Vat vir hom 'n bord gekookte kos. Vat vir hom 'n bord slaai as jy dit regtig wil. Kry net kos in jou liggaam. Stop net. Stop net. Laat die Here jou bedien. Want jy sien, God begin met sorg, hy begin nie met druk nie. God begin met kom wat sê van, hoorie, is jy okay? Hoeveel keer lees ons in die evangelies, waar Jesus loop en mense bedien, waar hy by die blinde man langs die pad kom en stop by hom en vir hom vra, wat kan ek vir jou doen? Jesus kom nie met 'n pressure plan, nee, staan op, let's go, hy stop en hy sê, wat kan ek vir jou doen? Hy kan sien hy's blind, almal ken hierdie blinde ou, maar Jesus stop, Jesus kom en hy sê, ek gaan vir jou sorg, ek gaan jou nie druk nie. God kom en hy sê, wie wat, raak net stil, stop net, gaan rus, gaan eet, kom onder mekaar, en daarmee sê die woord nie, ons moet ophou werk en ons moet ophou leef, en glad nie, julle. Wat ek vanmôre vir julle wil vra in die naam van Jesus is eenvoudig. Ons is gevorderd in die jaar loop uit. En dis amazing, ek en jy sien uit na die einde van die jaar, nee, ons gaan lekker rus. Ek gaan nie rus van 'n dag oud nie, my vrou gaan nie rus van 'n dag oud nie. Ons kry 2 kinders met hulle manne, met hulle kinders. Oupa, kom ons gaan strand toe. Oupa, kyk, die son het my gebrand. Oupa, kom kyk hierdie skulpie. Oupa. Gaan jy rus? Wat gebeur met tannie Annie, tannie Sannie, oom Jan, oom die? Hulle kinders kom kuier nie, hulle is alleen. Hulle val nou nog verder in 'n gat in. Wat doen hulle? Koos, kom help gou, my pa het aan die drink geraak. Klink dit vir jou of ek gaan rus Desember? Ons moet nou rus, julle. Nou, terwyl die tyd daar is, terwyl die vlamme laag is, rus. Daagliks, sit dit in jou dagboek. Wanneer laas het jy 'n afspraak met jouself gehad op jou kalender?
Ons almal het kalenders op ons telefone, nee. Maar dan gaan ons kuier, nee, ek weet nie, kom ons kyk gou die kalender. Nee, okay, daai dag, ja, shop toe, is jy reg? Wanneer laas het jy 'n afspraak met jouself gehad? Wanneer laas het jy 'n afspraak met God gehad? Ja, ons doen dit maar so wanneer ons onthou. Jy weet, ek begin skuldig voel. As ek sien die wiele kom af, dan so Ultra City, net so gou. Nee. Nou sê nou die dag weer, vertrou nie die kerk nie, ek like nie die kerk nie, glad nie, want julle, nee, is kwaai. Jy wil laat jy jou kar gaan laat diens. Nee, daai moet gebeur. Hoekom? Want die olie word dik en die asem raak min met die filters wat verstop en wat. En al vat jy jou kar vir 'n diens, kry 'n papwiel, nee, jy al agtergekom, die battery raak op. Jy stamp hom, 'n ander ou stamp jou en dan? Jy het hom dan nou die dag gevat vir 'n tune en nou gaan jy nou jou kar ophou diens? Hoekom laat jy toe dat jou liggaam, jou siel, jou gees verlore gaan omdat die kerk jou gedrop het? Ons praat storieetjies julle, ons praat storieetjies. Ek maak klaar. Wanneer jy self op daardie plek is, dan voel ons skuldig, want die visie sê, kom aan, moenie swak wees, staan op, let's go. Ons voel skuldig, en skuldig maak jou emosioneel moeg, en dit maak jou nog moegerig, tot jy op jou moegerigste is. Wat sê die woord? Die woord sê, God sien jou. Dis okay. God sien jou. Jy is nie alleen nie. Wat sê die visies? Hulle sê, wat gaat hier aan? Wat hier gebeur? Ons jou eie skuld, man. Jy het geweet, jy moet dit nie doen nie. Jy jou gesê, jy moet nie, wat gaan hier aan? God sê, wees stil en weet, dat ek God is. Die visie sê, jy moet net sterk wees. Seker een van die hartseerste verhale wat ek in my lewe beleef het. 'n Man en 'n vrou, my ouderdom, jare terug, 45 jaar terug. Plaas mannetjie, dorpsmeisiekind gaan swat. Oulik, hulle trou, gaan plaas toe, eerste kind word gebore blind, seentjie. Hulle bly daar in die tweede huis, ouma en oupa bly in die hoofhuis, hulle bly daar. Hulle maak die huis minimalisties, dat Boeta nie homself stamp teen alles, hy is blind. Tweede seentjie word gebore, en hy is ou Boet se oë en ore. Oral het hulle 'n kommunikasie manier geontwikkel, dat waar hulle op die plaas beweeg, hulle is 5 en 7 jaar oud. Net so, klein Boet leer hom alles. Kyk hier, kyk daar. Mama is swanger met die derde ene, sy is omtrent 7 maande swanger. Vriende kom kuier oor die naweek. Die man los 'n wapen op 'n tafel. Blinde Boetie kry hierdie ding in die hande en skiet homself. Hy is dood. Kom ons sê, dit was Woensdag. Groot storie. Kom terug, plaas toe. Mama gaan in skok met haar swangerskap. Papa vat die 5-jarige seun huis toe die naweek. Maandagoggend kom die buurtannie met die kombi, laai al die plaaskinders op, hulle gaan op skool toe. 10 uur kom die oproep, karongeluk, kinders dood in die busie. Mama gaan in 'n miskraam in en verloor haar babietjie. 3 kinders in 5 dae. Hierdie ou, 25, 30 jaar oud. Die dag by die begrafnis, sê die voorganger vir hom, broer, nou moet jy sterk wees vir jou vrou. Dis die som totaal van berading wat daai ou gehad het, rondom daai episode.
40 jaar later, toe manifesteer dit in 'n gedrinkery buite egtelike verhouding, dit dat en die ander. Ons kan teruggaan en gaan regmaak. Dis die voorreg van vergifnis en van vryspraak. Hulle herenig, man en vrou, verkoop die plaas, gaan koop 'n ander plaas, begin van vooraf in die lift ek lewe agter. Want jy sien, jy moet net sterk wees, is die visies se antwoord, as hy nie weet wat om vir jou te sê. Terwyl God sê, wanneer ek swak is hy sterk in my. Julle, ek is moeg, afhet dit. Dis Vrydagmiddag, ek is moeg. Ek werk in PE, ek moet nou huis toe ry, maar ek sien op na hierdie pad, pel. Die son brand my in my oë, man, dis verkeerde kant toe, plek sit PE aan die ander kant. Wat sê jou kollegas? Kom, ons gaan vat 'n dop, man, ons span net, kom, ons gaan vat een vir die pad. Jesus sê, drink van die fontein van lewende water. Vader, dankie. Here, dankie dat ons mag moeg word. Dankie dat ons in elke dimensie van mens wees kan mens wees. Maar dankie dat ons môre eerlik kan wees om te sê, Here, ek haak vas. My ratte grind 'n bietjie. Ek is nie op 'n goeie plek nie, ek is. Vader, dankie dat U vir ons sê, wees stil, want ek is God. Wanneer jy swak is ek wat in jou is sterker as hy wat in die wêreld is. As jy moeg en vermoeid is, kom en drink van die fontein van die lewe, sodat jy nie weer dors sal word nie. Dankie Here dat ons as 'n groep vriende, U familie, U kinders vanmôre kan hande vat op met die aanlyners daar waar jy is in Australië, Nieu-Seeland, selfs Kanada. Christo, ons vat jou hand vanmôre. En ons sê vir mekaar, dis okay. Maar moenie bly lê nie, staan op van die vloer af, kom aan, let's go. In die krag van die Here se woord, gelei deur sy Gees, kom ons gaan maak 'n verskil. Here, dankie dat ons kan intentioneel afsonder, kan gaan rus, kan eet, geestelik, emosioneel, fisies, intellektueel. Dankie vir U woord, Here, wat selfs verstaan wanneer ek moeg is. Dankie in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek groet jou aanlyn. Ons gaan hierdie kant luister na die oorwinningslied. Jou vraag, gaan soek die link is daar op die Facebookblad. Gaan luister om, gaan sit jou radio klaphard. Maar moenie dit sing uit gewoonte of uit rebellie of uit ontkenning nie. Gaan sing dit omdat dit waar is. Wat sê, ek sien in my gees. Ek sien dit. Hebreërs 11, asof dit bestaan. Asof dit reeds daar is. Ek sien dit. Vrede vir jou, blessings, ons praat weer.